Goeiedag, liewe luisteraar, en wat voorreg is dit nie om hierdie dag weer saam te kan wees. Ons is in Romeine 7 vandag en ons gaan lees vers 1 tot 13. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte saam lees, so belangrik om te onthou, gister het ons iets geleer van die effek van wat die sonde op ons het, naamlik dat dit allerlei begeertes by ons ontketen en dat ons sal moet leer om te sterf daarin. Nou wil hy 'n trekkie verder gee om die vraag eintlik te vra, maar is dit wat God gegee dan verkeerd? In die eerste gedeelte, vers 1 tot by 6, gebruik hy amper 'n metafoor van 'n huwelik om te sê, maar ons is gebonde tot in die dood, soos wat jy is in 'n huwelik. So tot die dag dat ons dood is ons onderworpe aan daardie bevele wat God gegee het. En dan 'n tweede gedeelte in vers 7 tot 13, wat hy dan vir ons help om die vraag te vra, maar is hierdie wet wat God gegee het verkeerd? Nou, wanneer ons Psalm 119 lees, is dit baie goed vir ons om te besef dat nee, dit is nie verkeerd nie, want bevele, bepalinge, die woorde wat uit God se mond kom, is juis goed vir ons. Dink gou baie prakties en logies daaroor. Dit is goed vir jou om nie jou naaste dood te maak nie. Dit is ook goed vir jou as hy jou nie doodmaak nie. Dit is goed vir jou om nie afgode te hê nie. Jy maak jouself moedeloos met afgode. En jou afgode maak jou moedeloos. So die wet is goed. En dan bid ons eintlik maar vir 'n gesindheid om te sê, Here, help vir ons om te lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Ons sal moet leer om honger te wees na God se woord. En dit is waarvoor ons in hierdie dag bid. Kom ons bid saam. Heilige Jesus, baie dankie in hierdie dag dat ons die voorreg het om te mag bid, om U naam aan te roep. En Here, saam met Paulus leer ons iets daarvan. Here, nie om 'n meelsteen om U nek te hê nie. Nie om ewig skuldig te voel voor U nie, maar U gebooie, U bevele is vir ons goed. Here, elke woord wat uit U mond uitkom is lewensbarend. Ek dink aan Johannes 7, waar die disippels worstel nadat hulle gesien het die skare verlaat U, en Petrus dan sê, Here, waarheen sal ons gaan? U het die woorde wat lewe gee. En so wil ek bid, Here, dat ons 'n geloofgemeenskap mag wees wat in elke oomblik, dag en nag sonder ophou, U woord mag lief hê. Dit mag koester, onsself onder daardie gesag van U woord mag plaas. En daarmee elke begeerte, elke sinnelike begeerte plaas ons onder die begeerte bovenal om U lief te hê, om U koninkryk te laat kom en Here, om U wil te laat geskied. Here, ons grootste wil en strewe is nie dat ons net suksesvol is, nie dat ons ergens ter materiële welvaart versamel nie, maar ons diepste begeerte is inteendeel om nader en dieper en meer intiem met U te wees. Ag Here, so wil ek bid vir ons geloofgemeenskap. Mag ons werklik U lief hê in elke aspek. Here, ons wil U woorde koester, ons wil dit in ons hart laat indring. Here, U het vir ons U woord gegee en daarom wil ons lewe daarvoor. Dankie Here, dankie dat U ook vir ons help om elke oomblik gedagtig aan U woord te wees deur die Heilige Gees. Weereens help Johannes vir ons so mooi dat hy, U Heilige Gees wat U gestuur het, herinner ons aan die woorde van Jesus. En natuurlik, Here, is dit 'n fontein wat in ons harte opgaan en oopgaan. Here, dit bring lewe vir elke sel van ons wese. Mag ons in alles getrou aan U wees. Here Jesus, seën U kinders, seën ons, Here. Mag ons bly in U woorde. Heilige Gees, raak vaardig in ons. In U heilige naam bid ons hierdie dinge. Amen.